Ons is nog besig met die Dordtse leerreëls. Ek gaan vandag fokus op 2 hoofstukke. Hoofstuk 3 en hoofstuk 4. My naam is Naas Ferreira. Welkom by Alpha en Omega. Wat het ons tot dusver geleer? Ek dink die belangrike dat God in sy groot genade mense wat dood was in hulle sonde weer in Jesus Christus 'n verlossing skenk, 'n sekerheid van verlossing. En nou moet die evangelie oor die hele aarde verkondig word sodat die uitverkorenes tot geloof kan kom. Die vraag wat ons nou moet beantwoord is, in die lig dan van die groter vraag, wie is regtig in beheer van ons verlossing? Is die vraag nou, hoe werk verlossing binne in die mens? Hier binne in die mens se hart. Hoe werk die verlossing daar? Wat leer ons uit die Bybel en wat leer die remonstrante? Ek dink die woord van die Here is baie duidelik. Kom ons lees een skrifgedeelte. Psalm 51, vers 7. Daar word vir ons baie duidelik gesê in die Psalm, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. Kom ek gebruik 'n gebeeld van 'n perskepit. As jy dink aan 'n perskepit, streng gesproke is daar binne in 'n perskepit die potensiaal dat daar 'n boom uit die perskepit kan groei. As daar 'n boom uit hierdie perskepit uitgroei, het daardie boom weer 'n klomp ander perskes, en die perskes het ook weer ander pitte, en ander bome kan weer daaruit groei. Maar, kom terug na die eerste perskepit toe. As daar iets fout is met daardie perskepit, gaan daar met die res wat uit hom uitkom en ontwikkel, ook fout wees. En dis wat die Bybel vir ons wil leer. Die gevolge van die sondeval is, daar is erfsonde in die mens se lewe. Die mens wat dood is in die sonde, die gevolg is, daar is iets soos erfsonde. Daarom het jy seker al die woorde gehoor, ons word in sonde ontvang en gebore. Dit beteken, almal wat kinders is van die eerste Adam, het hierdie sonde geneigtheid binne in hulle, as gevolg van die doodsheid wat hulle ook oorerf van hulle voorouers, die eerste Adam af, en word daarom in sonde ontvang en gebore. En daarom kan die mens uit homself uit niks doen aan sy verlossing nie. Wat leer die remonstrante? Hulle glo glad nie in die erfsonde nie. Want onthou, hulle glo die mens is maar net siek. Die mens kan nog self, uit homself uit, kan hy iets bydra of verdien ten opsigte van sy verlossing. Terug na die Bybel. Hoe werk verlossing dan binne in die mens se lewe? En hier kom die baie belangrike woord wat in die teologie na vore kom, wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? Jesus sê vir Nikodemus in Johannes hoofstuk 3, niemand kan die koninkryk van God ingaan nie, tensy hy weer gebore word. Dit beteken, iets moet binne in die mens se hart en lewe gebeur, dit wat dood was, moet weer lewend gemaak word. En net soos by jou en my geboorte het ons niks daarmee te doen gehad nie. Iemand anders bewerk dit in ons. God in sy groot genade, deur die Heilige Gees, bewerk die wedergeboorte. En daar waar daar wedergeboorte in 'n mens se hart kom, kom die geloof as genadegawe na vore. So verlossing is dit wat God genadiglik aan ons skenk. Ons het dit gelees in Efesiërs 2 ook. Julle is uit genade gered deur geloof. Deur die wedergeboorte wat God deur sy Gees in ons harte bewerk om ons dan nuwe mense te maak. Wat leer die remonstrante? As die mens dan nie dood is in sy sonde nie,
as die mens nog self iets goeds in hom het, as daar nie iets is soos erfsonde nie, hoe werk verlossing dan in die mens se lewe? En nou moet ons baie mooi oplet hier. Hulle sal die mening dan lig om te sê, daar is beter mense in die wêreld, of beter volke in die wêreld. So as die evangelie dan verkondig word, dan sal die beter mense begin reageer, want geloof is iets wat uit die mens uit na vore kom, want die mens dra iets by tot sy verlossing. So eintlik kan die mens homself op die skouer klop en sê, ek is 'n beter mens, want kyk, ek glo en daarom het die Here my uitverkies. Tong in die kies kan ons sê, sulke mense sou kon sê, die Here is baie gelukkig dat ek hom gekies het. Toe kies hy my. Ek hoop julle kan sien, hier is 'n radikale onderskeid. Die Bybel leer, die mens is dood in sy sonde. En hy kan alleen verlos word as daar 'n wedergeboorte in sy hart plaasvind, deur die Gees van God. Die wedergeboorte vind plaas in die lewe van die uitverkorenes, hulle vir wie Jesus Christus betaal het, en wie se lewe nou gekenmerk word deur die geloof, wat as gevolg van die wedergeboorte na vore kom. En dit maak 'n gelowige nederig, om te sê, dis 100% genade. Ek het niks bygedra nie. Aan die Here die eer en die lof vir alles wat hy gedoen het. Maar waar daar geglo word, die mens dra iets by tot sy verlossing, en dit is die beter mense wat tot geloof kom, kan die mens arrogant raak. Want die mens is in die kollig. Dan kan die mens op die ou einde roem en sê, maar ek het iets bygedra, ek verdien iets van die Here af. Ek kan vir die Here 'n klomp dinge sê. Iets wat ons vandag baie sterk optel by die voorspoedsteologie. Die mens wat vir God wil sê wat hy moet doen, omdat die mens uit homself uit sekere dinge bewerk. En die Here amper soos 'n bedelaar aan die buitekant staan en sê, ag, sê tog net vir my wat jy wil hê, want jy is in beheer. Sien julle die groot vraag wat die Dordtse leerreëls wil beantwoord? Wie is regtig in beheer van my en jou verlossing? Is dit God of is dit die mens? Hoofstuk 3 en 4 het ook 'n baie duidelike antwoord daarop. Die fokus val op dit wat God in genade in Jesus Christus en deur sy Heilige Gees in mense wat dood was, maar nou genadiglik weer lewe, se lewe bewerk. Uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te lewe, in dankbaarheid en aan hom die eer te gee. Hierdie is die handvatsels wat jy moet vashou, die verwysingspunte, as jy nou hoofstuk 3 en 4 van die Dordtse leerreëls gaan bestudeer. Dankie dat jy hierdie episode saam met ons deurgewerk het. Dit is Alfa en Omega. Volgende keer fokus ons op die laaste hoofstuk van die Dordtse leerreëls, hoofstuk 5.